Glory to Jesus. Nou, ek begroet die kerkraad, die gemeente en elkeen wat my stem kan hoor in die wonderlijke naam van ons koning Here Jesus Christus. Nou, in die middaguur gaan ons praat uit Spreuke 19 en Prediker. En dan praat ons in Prediker 5 gaan ons praat. Dis waar die Here wil in die middaguur met ons praat. Nou gaan die skrif lees en dan gaan ek uitbrei. Spreuke 19. Liewer arm en opreg lewe as 'n leena en boonop 'n dwaas. Die tweede vers. Ywer sonder kennis deeg nie. Oorhaastigheid bring foute. Sy eie kwaadheid, sy eie dwaasheid bring 'n mens op die verkeerde pad. En dan is hy vir die Here kwaad. Nou, soms is die mens haastig om besluite te maak waarvan die Here nie betrokke is nie. En wanneer jou planne nie uitwerk nie, dan is hy in staat om God die oorsaak te gee vir jou planne wat jy het gewerk het. Nou. Soms rijd jy elke keer dieselfde pad, maar dan kom jy elke keer by dieselfde plek uit. Nou wat ek wil in die middag hier vir iemand wil sê is dat ry 'n ander pad vir sodat jy 'n ander plek kan kom. As jy elke keer na die sondag toe gaan jy elke keer by die duiwel uitkom. Maar as jy na die pad van die kerk te beweeg, en dan kom jy in die kant van die Here. Nou. Hy sê as beter om arm te wees en opreg te lewe as 'n leenaar wat net heel die beloftes aan God maak. Wat sê ek wil my bekeer? Wat sê ek gaan my bekeer? Maar hoe lang gaan jy jou nog bekeer? Hoe lang wil jy jou nog bekeer? No, so baie excuses wat ons maak op aarde. Because die mens glo die mens se verskonings. Maar die Here, hy sien alleen wat jou verskoning regtig waar is. Die Here kan sien en die Here weet. Die Bybel sê voordat die mens gebore is, het hy al reeds geweet wat jou naam is. En die Here het jou geboortedatum geskryf en sommer terselfde tyd jou sterfdatum, want God ken altyd terselfde tyd. Nou, die dag wanneer jy sterwe, dan bly jou verskonings agter. En jy gaan beweeg na die kant van die heaven of die kant van die hel. Maar wie sê dat die mens gaan hemel toe? So ons moet stop met die verskonings wat ek wil my bekeer. Maar is nog dinge wat op my pad staan. Ek is te jong. Die Bybel sê dat Jesus was 12 toe hy hom bekeer en hom laat doop. Nou wat is die mens dan? Hoe oud wil die mens wees om hom te bekeer? Nou. Sy sien as dat tyd geword om die besluite saam met God te neem. Want die mens se besluit kan gemaak word, maar dit kan nie in ag geneem word nie. Hy sê, wanneer jy eie besluite maak en dit werk nie, dan soek jy altyd iemand om te beluk, om iemand te blameer. No. Ek gaan terug na Prediker 5. Moenie te gauw praat nie. Moenie oorhaastig 'n belofte aan God maak nie, want hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees. Nou. Dis wat ek van praat by die vorige skrif. Die beloftes wat ons aan God maak, moet
min wees, want ons maak te veel beloftes dat ek gaan my bekeer. Ek wil my bekeer. Daar is 'n belofte. Die Bybel sê al let jy ook 'n eed af, bly dit nog steeds 'n vals eed. Al let jy 'n belofte aan, bly dit nog steeds 'n belofte. Want God kom op 'n stadium waar hy nie meer die mense belofte wil hoor of sien nie. God wil dit in ag neem. God wil hê dat jy moet doen en nie meer sê nie. As hy sê jy wil jou bekeer, dan moet jy dit doen. En dat jy net sê nie, want God wil dinge sien. Nou moet jy oorhaastig wees. Wanneer jy oorhaastig is, dan maak jy foute. So moet jy oorhaastig wees om te sê jy gaan jou bekeer. Want as jy dit gaan sê, gaan die vyand dit hoor. So doen dit net. So ons kom na die Here. En hy sê, laat jou woorde min wees. Moet jy baie praat nie. Moet jy die Here beloftes maak, wat die mens nie kan in ag neem nie. Wees verseker van jou belofte wat jy aan God maak. Hou jy sien dat God is 'n God van weldaad. God doen wat regverdig is. Maar aan die oog van die mens is dit onregverdig. Nou, die Here wil hê dat ons moet op 'n stadium kom en te besef dat hy in die hemel is en jy op aarde. En omdat die Here in die hemel is, kan jy by die Here help vra, nie by mens. Nou, hier kom hy dan. Soms bid ons en ons vra as Here, help my met my behoeftes, my omstandigheid in die huis. Maar dan het die Here nie eens hier gekom nie. Want die Here kom op God se tyd. Die Here kom op sy eie tyd. Maar die mense is so ongeduldig vir die gebed van God. Hy bid nou op 'n Sondag aan. Here, help my omstandigheid. Here, kom deel met my behoeftes en kom met finansies. Nou sien, wanneer jy by God gebid het en gevra het, dan moet jy wag. Maar nou in die weekend, dan kom jy by jou neighbors of by die mense in jou buurt se deur. En dan kom klop sy en dan vra jy by die mens wat jy by God gevra het. So wat wil dit dat vir my sê dat? Dan wil dit vir my sê dat jy vertroue is aan die mens as wat dit in God is. So which means jy spring jou gebed voor. So which means jy spring vir God voor. Dan het tyd geword as jy vir God bid en dan wacht jy op God. En as jy aan God bid, moet nie achterna na die mens toe gaan nie. Sy sien wanneer jy in die nood is, dan gaan jy mos na 2 mense toe. Sy sien dat as jy wil na 'n ander plek toe gaan, dan reël jy al die 2 taxis vir ingeval die een vol is. Nou by God werk hy dan nie so nie. Jy sien God alleen is vol. Van homself en van die mens en die diere en die plante wat God gemaakt. Nou God word nie voorgespring soos mense nie. Jy sien, jy sal 2 taxis bespreek, omdat jy onzeker is van die een en die ander een. Maar by God moet jy seker in een wees. Jy moet nie verseker wees dat God gaan plek maak of God gaan nie plek maak nie. Jy sal moet kies. Want die lied sê dat die paie is stoeie. En een is toch die lange en een is toch die korte. Wat een kies julle vanavond? Wat een kies jy vanavond? O broer, wat een kies jy vanavond? Jy sal moet kies. No. Hier kom die ding. Hier kom die laatste ding. Nou God praat, hy sê. Die Here vra, vir wie sien jy? Broer, God vra, vir wie sien jy in jou probleme? Sien jy die persoon wat jou probleme veroorsaak het? Of sien jy die God as 'n oplossing in jou probleem? Vir wie sien jy in jou probleem? Nou hier is die ander ding. Vir wie vertrou jy?
in jou storms. Vertrou jy op die mens wat saam met jou in die storm is? Of vertrou jy die Here wat jou storms gaan stilmaak? Jy sien die Bybel praat, die Here praat in die Bybel, wat hy sê dat Jesus maak die storm stil. Nou, toe Jesus die storms begin stil maak, toe was Jonah die een wat in die storms is. Dankie Lafit, as Boetie, Rico, dankie man, vir jou agtergrond wat so lieflik is. En ons sluit die wonderlijke prediker af. En ons bid die Heilige Gees van die Here oor die woord van God. Jou magtige Vader, die ewige Vader. Here, hier is die woord nou, jou magtige Vader. Vir mense wat het sal hoor, my God. Here, dat het sal geseën wees, Here. Laat die mens tot stilstaan kom en laat die mens tot redding kom, my God. En laat U self met die skrif te wees, Here, en selfs met die woord, en selfs met die profetiese evangelis, en selfs met die muziekkant, sodat dat die salving oor die audio kan wees, my God. Laat mense kan hoor wat U te sê het, en laat mense tot kering sal kom, my God. En daarom kom verheerlik ons jou magtige naam in Jesus' naam, amen en amen. Net so 2 keer voorsanger, net die lied, net so 2 keer, en dan sluit ons af. Die naam van Jesus is een steen Hij is verlost, man. Hij is verlost, vanuit mij. Nou, zij ziet die audio. Nou, wat ik in op een rechtstel, terwijl je aan je huis, daar in die straten luisteren naar die audio. Terwijl je luistert naar ons broer Kiwan en ons broer Quentin. Ze gezangen willen zingen die worship. Kan je voor jezelf zeggen dat ik moet bij de Heer uitkomen? Dat ik moet bij je kerk uitkomen? Voor zodat ik de Heer kan ontmoeten. Voor die laatste maand. Pandai